Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek van die Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ag hoe lekker is dit om jou weer eens vanaand te kan groet en hier vanuit Brits, en ek hoop het gaan goed met jou, ek weet nie waar vandaan jy luister nie, maar ons het 'n voorreg om met mekaar te kan gesels hier op Radio Kansel se Hartklank, die aanlyn radiostasie. Dank die Here vir die geleentheid. Ek hoop het gaan met jou goed, is alles alraai daar by jou kant? Ek vertrou so, want ek wil vanaand weer eens met jou deel uit God se woord, en ek weet en ek glo, dit gaan jou werklik stig in jou wandel met die Here. So kom ons gesels 'n bietjie vanaand oor 'n wakker hart. My hart is wakker. En dan wil ek ook vir jou sê, net gou so voor ons wegspring en afskop, dat hierdie boodskappe is alles op Potgooi beskikbaar. Na vanaand sal dit beskikbaar wees daar op YouTube. Gaan kyk 'n bietjie gerus daar by Fanie Meiburg en jy sal mooi sien daar op die website by die YouTube video's sal jy mooi sien die hartklank is mooi gemerk. As jy dit dalk weer wil luister of wil aanstuur vir iemand, gebruik die geleentheid, deel die woord van die Here met die wat nie by die kerk kan uitkom nie en wat dalk selfs nie eers die voorreg het om dalk te kan lees nie, maar hulle kan luister en verstaan. So deel dit graag. Ek lees gou vir jou daaruit Hooglied 5 vers 2. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hoor my beminde klop, sê die bruid. Maak vir my oop, my suster, my vriendin, my duif, my volmaakte, want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels, sê die bruidegom. Nou ek trek vanaand 'n parallelle lyn tussen die bruid van Hooglied en Jesus se bruid hier op aarde, die kerk. En dan trek ek ook 'n parallelle lyn tussen die bruidegom en Jesus. En ek weet daar is heelwat wat Hooglied net as poëties sien en redelik soms aanstoot kan neem as ons dit anders benader. Maar ek vra vir jou, verdra my 'n bietjie vanaand en kyk verby dit wat verdeeldheid bring en kom ons kyk na die mooi waarheid wat God se woord ons bied. Ek wil kortliks met jou gesels oor 'n wakker hart, 'n hart wat wagtend en ontvanklik is vir die stem en dinge van Heilige Gees. Jy weet daar is maniere hoe God met ons praat. Reg deur die Bybel praat die Here. Ons het die voorbeelde en baie verskillende voorbeelde van mekaar. Maar die feit is dit, God het gepraat in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament. En in die verhaal van Petrus en Kornelius daar in Handelinge 10, sien ons hoe God met Petrus praat deur 'n gesig uit die hemel met die rein en onrein diere. Julle onthou dit. En met Kornelius, deur 'n engel wat weer aan hom verskyn en met hom gepraat het. En met Saulus se bekering, 'n stem uit die hemel soos Moses ook die stem uit die bos gehoor het. Later in Handelinge 16 hoe dieselfde Paulus in 'n naggesig 'n mens gesien het wat hom roep na Macedonië om die evangelie daar te verkondig. Maar Hooglied praat van 'n hart wat nie slaap nie, maar wakker is in verwagting om die klop van haar geliefde, die stem van haar geliefde te hoor. Dit sê, sy het met verwagting gaan slaap, verwagtend om iets te hoor, want haar soeke was na die een wat sy liefhet. En hierdie stem waarna sy verlang is 'n stem wat gaan spreek in haar hart. Dis 'n stem wat die hart en nie die oor gaan hoor nie. Ek weet nie hoekom God met Saulus in 'n hoorbare stem gepraat het en met ander in hulle harte gepraat het nie.
Ek wonder soms of God nie weet dat by sommiges drasties moet ingegryp word en by die ander meer subtiel dalk benader hoef te word nie. Of dat God anders met sondaars praat as met sy kinders wat hom verwag nie. Van Saulus se temperament, as jy nou mooi daaroor sou dink, sou heel waarskynlik, dink ek, nie verander het deur die fluistering in sy hart nie. Want so gefokus was hy dat God op 'n drastiese wyse hom tot stilstand moes geroep het. En ek sê dit want Paulus verwys heel wat kere hoe God dinge aan hom openbaar het in die gees daarna. Kyk in Galasiërs 1, veral hoe hy openbaringe van God ontvang het wat gekenmerk was deur al sy skrywes en deur sy hele bediening. En natuurlik hoe God tot sy gees gespreek het, met sy doring in die vlees geval, julle onthou dit, en hoe God hom in die gees van wêrelde versit het, en dinge daar aan hom geopenbaar het, en waar hy goed gehoor het, wat hy nie eers mag uitgespreek het nie, sê hy. Lees dit 'n bietjie daar in 2 Korintiërs 12 en verder daar in vers 9, as jy so 'n bietjie teruglees, waar die Here vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Hier het die Here nie in hoorbare stem met hom gepraat, weet wat almal kon gehoor het, maar in sy hart met hom gepraat het. In Matteus 10 vers 20 gee Jesus berusting aan sy disippels, deur aan hulle te sê, die Gees van my Vader sal in julle spreek, en julle van woorde voorsien, wanneer julle saak en die evangelie moet verdedig. Onthou, ek sê dit nou in my eie woorde. In Johannes 16 vers 13 sê Jesus dat die Heilige Gees in ons harte sal spreek. Hoe? Tot oortuiging. Sake van sonde en geregtigheid en oordeel en ook oor toekomstige dinge. En elders ook sê Jesus dat die Heilige Gees sal met ons spreek tot vertroosting en leiding en herinnering van Jesus se woorde, om maar net 'n paar te noem. En dan wil ek vir jou sê, ons kan ook nie nalat wat op Pinksterdag gebeur het nie, né? Handelinge 2, hoe Heilige Gees deur mense ander tale laat hoor het. Dis meer as net in jou hart praat, dis om deur jou te praat, 'n tipe van 'n kanaal te wees. Want jy sien, Handelinge 2 was mos die vervulling van profetiese woord waar God juis gesê het, in die laaste dae gaan ek in en deur mense praat. Handelinge 2 vers 17 en 18 met profesie, drome, gesigte. En opvolgend hierop sien ek hoe God daar in vers 37 tot 39 die sondaars diep in hulle harte getref het, met ander woorde, diep in hulle harte gespreek het, woorde van oortuiging. En laat ek vir jou vanaand sê, dis net Heilige Gees wat agter die mens se borsbeen in 'n hart kan gaan en daar gehoor word, as jy verstaan wat ek bedoel. Maar hooglied, nee, vat ons na 'n hart wat wakker bly as die liggaam slaap. 'n Hart wat wakker is, want 'n wakker hart praat van om afwagtend te wees, nee, op God Heilige Gees se inspraak. Dis 'n tipe van 'n honger en 'n dors na sy inspraak. Ek wil hê hy moet met my praat, ek wil dit hoor. Die bruid in Hooglied, nee, sy draai en dwing ons, nee, in 'n totaal ander rigting as om net die kennis van God se stem en die kennis van God se kommunikasie van te weet as 'n geskiedenis of 'n poëtiese begrip.
Dit vat ons selfs verder as die onverwagse ingrypinge van God om my rigting te laat verander, soos met Paulus aanvanklik. 'n Hoorbare stem uit die hemel wat almal kan hoor. Die bruid van Hooglied vat ons verder. Dit vat ons na die Petrus gedagte waar hy afgesonder op die dak van sy huis sit en daar die afsondering kom ontmoet God met hom. Spreek met hom, né? En bring hom tot nuwe insigte. Petrus het met intensie dak toe gegaan om kontak met God te maak. Nie geweet God gaan in sy hart spreek nie, maar hy het gegaan om kontak met God te maak. Daar het sy hart tog gewaak, né? Dit vat ons na die Paulus gedagte waar hy met intensie na sy bekering Arabië toe gegaan het en daar met 'n wakende, wakker hart God se inspraak gesoek het, né? En teruggekom het en alles kom doen het wat hy gedoen het en geskryf het wat hy geskryf het sonder twyfel en met baie ywer dit gedoen het. Hy sê aan Galasiërs 1 vers 11 en 12, né? Hy sê ek maak aan julle bekend. Wat maak hy aan ons bekend? Dat die evangelie deur my verkondig is. Maar hoor wat sê hy? Hy sê nie na die mens nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Jesus Christus het daar in Arabië iets in sy hart gespreek en dit was 'n openbaring, 'n bekendmaking van wie Jesus Christus is. Dit is 'n stem wat in sy hart gepraat het. Hy praat hier van openbaring van die Here. Met intensie het hy met wakende hart gewag dat die Here homself aan hom bekend sou maak. En hierdie wakende hart het 'n totaal veranderende mens en vandag nog die mensdom tot gevolg gehad. Jy weet die bruid in Hooglied, né? Maak iets wakker wat ons tog nie moet oorsien nie. Ek lees daar in Openbaring 1 vers 10 dat Johannes sê, ek was in die Gees. Betekende ek was geabsorbeer tot 'n plek en 'n tyd en 'n staat van Heilige Gees teenwoordigheid. En in hierdie staat van die Gees hoor ek 'n stem, sê hy. Meer as net die bruid in Hooglied se liggaam wat slaap, maar haar gees wat wakker is Johannes se liggaam op Patmos en in gevangenis, maar hoor, hy sê sy gees is geabsorbeer deur Heilige Gees. Sy liggaam was verband tot gevangenskap, maar sy gees was vry. Jy weet, Hooglied se bruid se liggaam slaap, né? Maar sy sê haar hart is wakker en in afwagting op wat haar bruidegom met haar wil deel. Johannes se gees was vry, afwagtend op die bruidegom, Jesus se stem. En Johannes sê, ek het Jesus in die gees gehoor en meer nog sê hy, het ek dinge in die gees gesien wat God aan my bekend wou maak. Ek het in die gees van wêrelde verander, soos Paulus ook van getuig, sê Johannes, my hart was wakker en vry, al was my liggaam nie. Die mens, né, is liggaam, siel en gees. Dis mos wat die Bybel van praat. En Jesus het gesê, die wat my wil aanbid, hoe moet die mens hom aanbid? Moet my in gees en in waarheid aanbid, want die bruidegom is gees en hy maak homself aan sy bruid bekend deur die gees in wakker harte. Lees dit daar in Johannes 4 vers 24. Jesus bedoel, né, in konteks van hierdie skrif, dat plekke en geleenthede hom nie soseer bevat nie, maar dat die gees van die mens hom bevat. En as jy hom in gees en in waarheid aanbid, as jou gees wakker is, maak hy homself in die gees aan jou bekend, nie na die vlees nie. Jy weet, Jesus sê in Openbaring 3 vers 20 iets so mooi vir my.
Jesus sê, hy klop met sy stem aan jou hart. Hoor 'n bietjie hier. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en ek saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Jesus sê hierdeur, hy klop aan jou deur deur sy stem. En dit korreleer vir my so mooi met Paulus se gedagte waar hy sê geloof kom deur die gehoor en ook die geval in Handelinge, nê, wat ons nou oor gepraat het, waar die mense diep in hulle harte getref was. Jesus klop met sy stem aan mense se harte, soos die bruid in Hooglied sê, ek het gaan slaap, maar my hart was wakker. So gaan slaap en loop en werk ons met hierdie selfde begrip. Here, klop aan my hart. Met ander woorde, Here, praat met my. Jy weet, wanneer Jesus klop, soos hy sê daar in Openbaring 3, moet jy oopmaak, man. Jy moet ontvanklik wees. Want die opsie is daar. En die moontlikheid is daar dat as jy Jesus se stem hoor, dat jy dit sal minag en wegdraai van sy inspraak. Jy kan so maklik geabsorbeer wees deur jou gevangenskap of besig wees of teleurstellings dat jy die klop van die prins van vrede mis. Jesus noem sy teenwoordigheid, nê, in jou lewe 'n feesmaal volgens Openbaring 3 vers 20. Johannes het dit beleef, Paulus en Silas en die ander apostels en disippels ook, hulle het dit beleef. Hulle gevangenskap en verdrukking het hulle nie geabsorbeer nie. Dit het hulle nie weggehou van die feesmaal wat Jesus vir hulle voorberei het toe hy hulle sy klop laat hoor het nie. Toe die klop kom, was hulle harte wakker en hulle het gereageer. Hoe het Paulus en Silas gereageer? In lofgesange in hulle omstandighede. En wie weet, dit vat my eintlik nou na die volgende gedagte. Wanneer die Here klop en met jou praat, dan gebeur daar tog iets in jou binneste. Dit is soos Martha en Maria. Julle onthou die verhaal daar in Lukas 10, toe Jesus by hulle aan huis was. Die een het haar verlustig aan die feesmaal van Jesus se stem, sy lering en bemoediging en goeie nuus en moontlik vermaning. Martha het verantwoordelikheid bo hierdie voorreg gekies. Maria het met verwagting aan die feesmaaltafel gaan sit en geluister en ingeneem dit wat ewigheidswaarde bevat, maar Martha het die klop gemis, of dalk geminag is dalk 'n beter begrip. En hierop sê Jesus vir Martha, nadat sy by Jesus kom klaai, dat Maria om die feestafel van Jesus se stem sit en sy moet alleen al die werk doen. En Jesus sê vir haar, daar in vers 41 en 42, Martha, 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 jy is daarom besorg en verontrus oor baie dinge. Maar weet jy wat, een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Die kos wat jy maak, Martha, gaan opgeëet word, jou skorrelgoed gaan tot niet gaan, jou huis gaan tot niet gaan, maar Maria het gekom sit en sy is gevul met dit wat ewigheidswaarde het. Maria was gestig, haar wakker gees was verkook. Maria in daardie tyd se kultuur moes eintlik gedoen het, nê, wat die kultuur van haar verwag het. Gaan maak skoon en berei voor, maar toe Jesus kom, toe kry kultuur tweede plek en Jesus eerste plek. Haar prioriteite het dadelik verander. En jy weet, Jesus wil ook sê daardeur dat werke jou nooit kan gee wat verhouding met Jesus jou kan gee nie. En Jesus sê aan Martha, een ding is nodig, 'n hart wat wakker is op die stem van Heilige Gees wat met jou praat en die tyd wat jy bereid moet wees om af te skaal en te luister. Hoeveel male het ek beleef hoe God met my praat deur sy Gees in die nag en dag, baie keer dan lê ek in bekommernis en dan vat ek my las in die Here en dan kom die vrede, of sal ek sê die prins van vrede, Jesus. Hoeveel kere gaan ek slaap, maar my gees is wakker en dan bring Heilige Gees woord en gedagtes in my hart op, wat ek neerskryf en vind dit as rigting aanwysend tot my lewe en baie keer rigting aanwysend tot ander mense se lewens wanneer ek die woord moet gaan bedien. Ek onthou toe ek by die Bybelskool was, hoe Heilige Gees my skrifte gegee het wat ek nie geken het op daardie stadium nie en daardeur my roeping vir my puntsgewys uitgespel het.
Ander kere toe ek iemand met woord van bemoediging bedien het wat kanker gehad het, ek het nie eens geweet van dit nie. Heilige Gees het dit geopenbaar. 'n Ander keer het ek in die nag 'n gesig gesien van 'n vrou en haar dogter wat sit in die kerk, en toe ek agter die podium instap die Sondagmôre, toe sit die twee mense daar, presies soos ek gesien het, en die Here kon vir hulle 'n woord van bemoediging gee. Dit is 'n feesmaal, man. Die woord wat Jesus met jou deel aan sy feesmaaltafel is vir jou, maar nie net vir jou nie, maar ook vir menige ander. Die voorbeelde wat ek nou vir jou genoem het. Ek doen dit net vir een rede. Ek weet dat Jesus praat in hierdie eeu steeds met ons. Die feesmaaltafel is steeds gedek, Jesus is steeds die spreker, en elkeen wat die deur van sy hart oopmaak en wagtend is om sy stem te hoor, sal dit hoor. Ek herhaal dit, hy sal dit hoor. Hoeveel kere gaan slaap ons of stap ons in moeilike omstandighede in, en dan beleef ons eerstehands hoe God vir ons feesklere gee in die plek van 'n gees wat verslae is. 'n Lied en blydskap en versekering en oorwinning, alles teenstrydig met die uiterlike realiteit. Is dit nie so nie? Soos Paulus en Silas. Dis wanneer ons menslike houe van buite kry, maar ons gees is wakker om oorwinning te ontvang. Luister mooi. Die kind van die Here het Heilige Gees in hom of haar, en die Heilige Gees slaap nie, en Heilige Gees word ook nie aangeraak of beïnvloed deur goed nie, en Heilige Gees bewerk die oorwinning in die mense gees. En ek maak klaar vanaand met hierdie volgende gedagtes, want ons moet hieroor gesels vir 2-3 minute. Kan ek weet, want ek dink dis tog 'n belangrike vraag, kan ek weet God Heilige Gees praat met my, of met my deur 'n droom, of is die stem wat ek hoor, is dit waar, is dit eg, is dit die Here, is dit die Heilige Gees? En ek wil vir jou sê, ja, jy kan weet. Eerstens, hoe weet ek? Meet wat jy in jou gees hoor, meet dit aan die woord van die Here. Paulus het geweet God wil hê hy moet Macedonië en Petrus na Kornelius toe gaan, want dit stryk met God se wil dat die evangelie die hele wêreld oor moet gaan. Paulus en Johannes se openbaringe was nie wilsvreemd nie, en uitpas met die Ou Testamentiese lering van Jesus en die nuwe verbond en die ewigheid nie. Die woord is altyd jou kompas en jou riglyn om te weet of dit wat jy hoor, God is wat met jou praat. Tweedens, vra hierdie vraag, bring dit wat jy hoor, wat jy ervaar, wat jy sien, bring dit jou tot ander insigte en oortuiging, en bring dit 'n vreugde van die Here tevoorskyn, en bring dit jou nader aan die Here. Jesus het gesê, die Heilige Gees sal kom met vertroosting en leiding, oortuiging tot sonde, die aflegging tot 'n heilige lewe en 'n besef van God se oordeel oor sonde. Elke gawe, soos om in die gees te kan hoor en te kan sien, soos 1 Korintiërs 12 dit vir ons sê, is deur Heilige Gees soos nodig tot stigting van ander en tot nuwe insigte en selfs berou tot bekering. Derdens, maak seker dat die stem of droom jou nie lei na die sonde toe nie. As jou openbarings jou hoogmoedig laat en na dinge lei om goed te doen of te bekom tot die bevrediging van jou vlees, wil ek vir jou sê, sien die rooi ligte. Hierdie stem van God wat met jou praat, hierdie stem van God wat met jou praat, sal jou nie na sonde toelei nie. Jy weet, ons is so bevoorreg dat God soos in die tuin van Eden moeite doen om met ons te praat en dinge van die gees en die toekoms selfs aan ons wil openbaar. En vanaand kan ek werklik sê, wat is die mens dat God op ons ag slaan? Maar prys die Here, is God nie goed nie. Kind van die Here, dit is my brokkie brood wat ek vanaand met jou wou gedeel het uit God se woord. Ek glo dit het jou gestig en jou gerig in jou lewe. Volgende week, ja, dan gesels ons weer, as ons lewe en as dit die wil van die Here is, dan kom ons weer hier by mekaar rondom die liggolwe, rondom God se woord, en dan gesels ons weer met mekaar. Gaan rus lekker, gaan rus in die vrede van die Here, en mag God met jou wees, mag God se seën jou vergesel, en mag jou hart wakker wees in hierdie nag, om die geklop van Jesus se stem te hoor.
blessings en seën. Tot volgende week.